Dis die laaste aand van vakansie. Natuurlik moet daar 'n vuur wees vir hierdie geleentheid. Ons kan hom nie laat verbygaan sommer net so nie. En die opdrag van die law is dat ons moet kos maak met wat ons het. So ek het 'n pot, daar's vuur. In die pot is daar gewoonlik 'n eie en knoffel om die storie te begin. My plan is om 'n chili eier ryspot te maak. Vir my is speserye baie belangrik, veral met vleis. Ek het daai wonderlike speserye by vriende met Kersfees gekry. Chef Spice noem hulle dit. Kyk net hoe lekker lyk daai spices. En saam met hierdie lekker speserye gooi ek ook so 'n bietjie van my soet chili stroop wat so 'n bietjie van 'n branderigheid het om net 'n bietjie byt te gee aan die kos. Een van die min dinge wat ons geëet het hierdie vakansie was eiers. So daar was baie eiers en ek het besluit om chili poeier by hierdie eiers te gooi. Nadat ek hierdie lekker maalvleis gemaak het, het ek dit uitgekrap en toe het ek 'n klomp gekookte rys onder ingegooi as 'n basis vir hierdie pot. Nou vat ek van hierdie eier wat ek gemeng het met chilies en ek gooi dit binne in die rys om 'n lekker gegeurde rys te maak. Nou dat dit lekker gemeng is binne in die rys in, het ek weer gegaan en daardie lekker maalvleis gevat en weer teruggeskep binne bo op hierdie pot rys. En een van die bytlanke wat jy hier in die agtergrond hoor is 'n Ford Mustang wat hier teen die pad opgaan hier langs my. Sommige bietjie lekker vasgedruk en dan net mooi plat gemaak. My nogals laat dink dat ek so 'n bietjie amper weer 'n potburger maak. So wat is 'n burger nou sonder 'n klomp agurkies? So sny maar sommer 'n klompie agurkies daarso in. En net so voordat ons nou skeerby kry, het ek ook sommer 'n klomp groenblare in die tuin gaan pluk van my spinasieblare. En ek sny dit ook sommer so saam met die stingels, sommer so in. Ek weet party mense is nou vreeslik teen die stingelbedryf. Maar dit is nou baie lekker, daardie stingels, dit gee ook so ekstra geur en ekstra proteïene en allerhande goeie minerale en kruie en speserye ook sommer daarmee saam. Ek weet sommer ek gaan nou nie raas kry vanaand as al hierdie groen goeders daar uitpeel by die pot nie. En toe gaan al hierdie volgende rys nou weer bo-op om dit weer te seël en sommer amper 'n tipe van 'n potburger om weer te maak. Miskien klink dit nou soos 'n ander potburger wat ek eendag gemaak het met putu-pap en mielierys, maar hierdie is nou van rys, so is nou 'n bietjie meer 'n gecivilized tipe van pot as ek dit so kan stel. Nou maak ek hom net weer mooi lekker plat, dat dit net dat al hierdie blare net toe gaan, want hulle moet nou nog 'n bietjie kook, hulle het nog nie hitte gekry nie. En ja, die oorige chili gegeurde, geklopte eier, gooi ek nou weer hier bo, hoor. En dit gaan so half die seel maak vir my op hierdie rys. Maak die rys ook so 'n bietjie stywer. En gee baie lekker geur. Nie net brand nie, maar eintlik 'n interessante geur wat dit aan die rys ook gee. Hierdie pot met nou kole toe, en boop moet ook kole kom, dat ons daar 'n bietjie hitte bo kry. Daai spinasie moet nou reg kom. En kyk nou net hoe lekker lyk hierdie pot wat ek nou hier so in mekaar gesit het. Daar kan nog bietjie kaas by gekom het, maar ek mag nie kaas vanaand gebruik het nie. En dan sny ek hom soos 'n koek. Eintlik maar dis die maklikste om dan uit te skep, as jy hom so lekker deursny. En jy maak allerhande skeppies. Vir elke grootte in die huis is daar 'n skepie. Groot skep, 'n klein skep, wat se skepie ook al wil hê. En dan is dit opskeptyd. En daarso, ek vat sommer hier in die middel 'n lekker groot skep, want die hongerman staan eerste in die ry. Nie altyd so reg dat die man eerste staan nie. Maar kyk net daai rys daaronder, so lekker crunchy, want hy het net so 'n bietjie meer hitte gekry. En daar's nou groen, dis baie kleurvolle pot wat eintlik daarin is. Kom ons haal daai laaste bietjie so uit wat daar in die gat is. En daar kom die agurkies ook sommer nou saam. Probeer dit gerus. Ek het sommer van my chili stroop bo-oor gegooi.